in Hartenbos. Ons is Daveniete oor kampvergadering tyd. So dit is vir ons heeltemal uit die gewone uit om hier te wees, maar dit is baie lekker om hierso by Hartenbos kampvergadering saam met julle te wees en die Here se aangesig te soek oor hierdie lang naweek. Is ons nie geseënd dat ons by mekaar kan kom op so 'n manier om die Here te aanbid nie. Wat 'n ongelooflike gebeurtenis, iets wat ons baie keer as vanselfsprekend vat, maar eintlik so diep spreek tot ons geestelike belewenis is iets soos kampvergadering. In die paar lesings wat ek saam met u gaan deurbring, gaan ons bietjie kyk na 'n aktiewe kerk. Nou wat is die tema van die kampvergadering? Leer hom net gisteraand gevra en dit was so half asof nie mense nie seker was wat is die tema nie. Wat is die tema van kampvergadering? Wagtende wêreld, aktiewe kerk. Wat was julle tema laas jaar? Gewillige kerk, aktiewe kerk. Gewilligheid kan jou net so ver vat. As jy in jou sitkamer op die stoel bly sit, maar jy is baie gewillig om te gaan, maar jy gaan nie, dan beteken dit eintlik nie veel nie, nê. So ons gaan 'n bietjie kyk na hoe lyk 'n aktiewe kerk. Ons gaan na 'n paar aspekte van kerk kyk. Eerstens, aktiewe verhouding. Vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na aktiewe getuienis. Dis eintlik die kruks van die tema. Môre is aktiewe verlossing en Sondagoggend aktiewe geloof, Sondagmiddag aktiewe hoop. En dan later vanmiddag om 3:00 is daar meer 'n seminaar wat ons na gaan kyk. En as jy enige boodskap mis, daardie ene, as jy 'n hart het vir Afrikaanse adventisme en die pad vorentoe van hier af in hierdie land vir Afrikaanse adventisme, is vanmiddag se seminaar die een wat jy moet bywoon. Ek probeer hulle op mekaar laat volg. Hulle het so 'n bietjie van 'n vloei. So ek dink dit sal goed wees as jy soveel as moontlik in volgorde na kan kom luister. Dit maak sin vir die volgende een dalk. Maar ons begin vandag met die tema van aktiewe verhouding. Voor ons begin, kom ons sluit dit ons so. Here Jesus, wanneer ons u woord oopmaak, word ons geleer dat dit nie 'n saak van eie uitleg is nie. Dat ons u nodig het deur die Gees om u woord vir ons duidelik te maak, om dit sinvol te maak en om dit toe te pas in ons lewens. En ek vra dat u asseblief hierdie oomblikke wat ons in u woord gaan indelf, ons sal help om 'n ontdekking te maak oor hoe ons verhouding met u moet en kan lyk. Seën ons asseblief in hierdie oomblikke. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wonder of hierdie ding aan is, dat ek net seker maak. Dink hy's nou aan. Daar sê. Ons lewens is baie besig. Maar ek weet nie of die Kaap ook besig is nie. Ja. Is dit? Ek het 4 jaar in die Kaap gebly. Op Helderberg College. So dit is dalk nie heeltemal Kaap nie, hè. Helderberg het sy eie kultuur en sy eie manier van dinge doen. Maar is die Kaap ook 'n besige plek? Of is dit net daar in Gangsters Paradise wat ons besig is? Ons lewens is baie besig. Kyk man, niemand wil in die Kaap bly. Wil niemand in die Kaap bly nie. As dit maar die waarheid was. Kaap is die mooiste plek. Is die mooiste plek? Maar julle het mos, ek bedoel, as jy in die oggend, as jy 6:00 in die oggend in die Kaap op 'n hoofweg is, op snelweg is, dan is hy nie ander karre nie. Hè? Die Kaap word mos eers 10:00 wakker. Ons lewens is ongelooflik besig. As dit nie kinders en werk en winkels toe gaan is nie, dan moet ons by ons vriende uitkom. Partykeer is dit familieverantwoordelikhede wat druk. Ons sukkel om by ons familie uit te kom. En dan party van ons studeer ook nog tussenin. Jy probeer tyd maak om by dit uit te kom. Ons wil tyd maak dan natuurlik ook so 'n bietjie vir sosiale media, né? Dan net so 10 minute op 'n dag. Wil ons met sosiale media sit, né? Ons hou daarvan om daar 'n bietjie vermaaktheid te hê, daai gunsteling fliek of TV-program of series waarmee ons besig is. En dan praat ons nie eers van die werk wat ons partykeer by die kerk het nie.
ons kerkverantwoordelikhede nie. Ons lewe is regtig so besig. Dink maar by die kerk, is dit evangelisasie en ons vergaderings en kerkdienste en uitreikings en inreikings en kerksosiale byeenkomste, al hierdie goed wat nog gereël moet word. En dan dink ek ook by myself, waar is die tyd vir Jesus te midde van dit alles? En dit raak moeilik wanneer Jesus ook nog 'n stukkie tyd wil kom vra uit my alreeds besige dag uit. Dit raak moeilik. En miskien is dit net ek wat so voel. Dalk voel ander mense nie so nie. Dalk is dit net ek wat hierdie stryd het met te besig wees. Dis asof die wêreld regtig net te besig geword het. Te veel dinge wat gedoen moet word, te veel afleidings, te veel verantwoordelikhede wat van ons verwag word. Maar soos ek mense dophou, kom ek agter dat dit nie net ek is nie. Dat baie mense, dalk meeste mense, hierdie selfde uitdaging met besig wees het, as wat ek het. Ek dink maar aan die fone, wat onophoudelik lui. Te veel boodskappe, wat onmiddellike antwoorde, onmiddellike reaksies verwag. Te veel e-posse, te veel video's, te veel reels, te veel shorts, te veel inligting wat op 'n daaglikse basis deurgewerk moet word. Ek dink aan mense wat versorg moet word, paaie wat gery moet word, en weer eens vra ek, wat nog van die kerk? Want die kerk vat ook baie van ons tyd, en glo vir my, die kerk het die potensiaal om jou heeltemal in te sluk. Jou tyd, jou menswees, jou effektiwiteit in te sluk. Hoe dit ook al sê, ons is besige mense. Ons is baie besig, ons is te besig. En baie keer is ons besig met dinge wat ons energie en tyd mors. Niemand kan daaroor stry nie. Ons is baie keer besig met dinge wat regtig geen waarde toevoeg tot ons lewe nie. Maar meeste van die tyd is ons besig met waardevolle goed. Belangrike goed. Ongeag, ons is te besig. In die Bybel lees ons ook van iemand wat te besig was. Baie bekende verhaal. Lukas 10 vers 38 tot 40. Ons lees, terwyl hulle op reis was, dis Jesus en sy disippels, het hulle by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. En Martha was besig met al die voorbereidings. Ons ken die verhaal goed. Martha, een van die susters van Lazarus, hulle is die vriende van Jesus, hulle is inwoners in die klein dorpie Betanië, en hulle is baie bekend in hierdie gemeenskapie, wat waarskynlik tussen 200 en 300 mense was. Ons lees van dorpe, dan dink ons aan ons verwysingsraamwerk van dorpe. Maar dit was eintlik maar meer klein gemeenskappies. En hulle is bekend in hierdie gemeenskapie, en almal weet Martha is daai vrou wat ons in ons binnekring wil hê. Martha is die een wat dinge laat gebeur. Martha is daai vrou wat die raakvatter is. Almal weet, as jy vir Martha 'n werkie gee, dan word dit gedoen. Dinge sal werk waar Martha is. Sy is daardie vrou wat jy, ongeag of jy haar 7 uur in die oggend of 9 uur in die aand by haar huis aankom, jy sal dink sy het nou net hierdie ete vir jou voorberei. Dis die Martha. Martha se huis is altyd netjies. Martha se huis is skoon, van die dak tot die hoekies van haar moddersteenhuisies waarin hulle gebly het, sou jy nie 'n stofdeeltjie in Martha se huis kry nie. Martha se familie hoef hulle nooit te skaam vir Martha nie. Martha is die toonbeeld van hoe 'n vrou moet wees. Sy sorg vir almal. Daar's genoeg om te eet waar Martha is. Martha is die busybody, Martha die doener, Martha is die raakvatter. En kom ons wees eerlik. Jy en ek, ons hou van sulke mense. Ons hou van effektiewe mense. Ons hou van mense op wie se knoppies ons kan druk. Moet nou nie die verhaal vooruitloop nie. Ek weet julle almal het baie goeie Bybelkennis en julle weet wat gebeur uiteindelik in die verhaal. Net op die oog af is Martha die rolmodel in die verhaal. Ons hou van mense wat, as ons vra, gebeur dinge.
As ons hulp nodig het, is hulle daar. Hoeveel te meer mense wat effektief en goed is in bediening. Ons hou van sulke mense as 'n predikant, hier's 'n paar predikante hierso. Donovan, is lekker om effektiewe mense in jou kerk te hê, hè? Dis lekker. Wanneer jy vir mense, as jy weet, daai vrou, waar knoppie kan ek druk? Dinge gaan gebeur as sy dit vat. Ons hou van mense wat effektief is in bediening en Martha kon bedien. As daar een ding is wat sy goed kon doen, was dit bedien. Sy was daar die een vrou saak. Die een wat suksesvolle gemeente eet is op haar eie aanpak, al die kos maak en sommer na die tyd nog die skottelgoed ook was. Dis Martha. Ek gaan nie vra of daar sulke vrouens hier is nie. En waarmee is Martha besig wanneer Jesus kom kuier? Presies waarmee sy moet besig wees. Martha is daar waar daar van haar verwag word om te wees. Kulturele verwagtinge in Jesus se tyd wys of was so dat vrouens nie hulle self opgehou het om by die manne te sit en kuier nie. Dit was nie aanvaarbaar nie. Mans het hulle self eenkant gehou, vrouens het hulle self eenkant gehou. Hulle het nie by mekaar gekom nie. Hulle het verskillende sosiale kringe gehad en vrouens het nie gemeng met manne geselskap nie. Dit was oneerbaar vir 'n vrou om dit te doen. En Martha doen die regte ding. Sy hou haarself eenkant besig in die kombuis, waar sy moet wees. Sy is hardwerkend, sy bedien ander, sy tree sosiaal aanvaarbaar op. Sy stel nie haar vriende of vriendinne of haar familie in die verleentheid of haar gaste in die verleentheid nie. Sy is ons Spreuke 31 vrou. Dis Martha. Baie anders as haar sussie. Jy sien, Jesus bevind homself gereeld tussen mense, wie se optrede die sosiale wenkbroue laat lig. Dis asof Jesus mense gaan uitsoek, wat nie heeltemal in die prentjie inpas van wat die samelewing verwag nie. Dis asof Jesus hierdie mense, hierdie andersdenkendes gaan uitsoek om tyd mee te spandeer. Ons dink aan Saggeus die tollenaar, ons dink aan die melaatses, wat dit waag om nader aan Jesus te kom. Dink aan kinders wat eintlik geen aansien in die samelewing gehad het nie. Jesus bereik uit en gesels met kinders. Dink aan verlamdes, wat eintlik maar vervloek was in die Joodse denkpatroon. 'n Vrou wat 'n string mans agter haar naam gehad het. Mense wat teenstrydig optree met wat die kultuur en tyd van hulle verwag. Jesus hou van interaksie met sulke mense. En anders as Martha, is Maria eintlik die swart skaap figuur in hierdie verhaal. Eintlik tree Maria op 'n oneerbare manier. Maria is die een wat alle sosiale normes in hierdie storie besig is om te breek. En ons lees van Maria. Martha het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. En ons lees hierdie versies, lees ons maar so vinnig oor, en so dink, ag, is 'n oulike storie, maar ons mis die punt, dat hierdie teks eintlik gelaai is met sosiale konflik. Hierdie een versie het so baie sosiale konflik in, konflik wat ons dalk mis, maar die eerste eeuse lesers, en ook die wat op daai oomblik in die huis is, dadelik aanvoel. Hulle voel hierdie wrywing aan in wat in hierdie verhaal besig is om te gebeur. Dis asof die eerste lesers van Lukas vir Martha wil sê, nee, vir Maria wil sê, nee, Maria, mens tree nie so op nie, jong. Dis nie mooi om te doen wat jy nou gedoen het nie. Eerstens, Maria is 'n vrou. En 'n vrou se rol in sosiale kringe is om te bedien, om te versorg, om wanneer die kuiergaste by die huis aankom, hulle voete te was en haarself dan uit die voete uit te maak en te gaan kos maak, soos Martha gedoen het.
En onthou wat ek gesê het, ons ken die storie. Vergeet vir 'n oomblik dat jy die storie ken. Dis asof 'n mens hier vir Maria wil sê, Maria, wat jy doen, 'n mens tree nie so op nie. Tweedens, Maria, wat soek jy tussen die mans? Dis erg genoeg dat jy nie jou suster help met die bedieningswerke nie, dat jy nie jou suster help om kos te maak nie, maar wat soek jy hier tussen die mans? En dit lyk asof dit 'n tendens is van Maria. Ons gaan nou weer by dit kom. Dit is ongehoord vir 'n vrou in die eerste eeuse Palestina om haarself tuis te maak in mans se sosiale kringe. Dis ongehoord, dit hoort nie so nie. Vrouens kuier eenkant, vrouens kuier apart, vrouens kuier privaat, mans sake het niks met vrouens te doen nie. En derdens, Maria, jy's nie net besig om skande op jouself te bring nie, in 'n gemeenskap, in 'n kultuur, waar eer en vernedering die twee pole is van identiteit. Word daardie identiteit nie net in die individu gevind nie, dit word in die gemeenskap gevind waarin daardie individu is. Met ander woorde, as jy oneerbaar optree, dan is dit nie net jouself vir wie jy oneer bring nie. Jy bring oor jou hele familie, oor jou hele dorp, oor jou hele geloofskring. Jy bring daai oneer oor die mense om jou. Want dis waar jou identiteit gevind word. So Maria, jy's nie net besig om jouself te verneder nie, jy's besig om sommer almal om jou in die skande te steek. Sien, ons lees hierdie versie, Maria sit by die voete van Jesus en dit skets so 'n mooi prentjie. Maar daar's soveel sosiale oppositie in dit wat sy besig is om te doen. En dan bars die bom, soos dit maar in die beste van families kan bars. En sy kom daar en sê, Martha, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te kom help. Here, dit pla almal anders. Almal wat hier in die vertrek is, voel ongemaklik met wat Maria besig is om te doen. Pla dit nie vir U nie, laat dit U nie ongemaklik voel nie. Hoe kan Jesus net daar sit en aangaan met sy onderrig of sy lering of sy gesprek, terwyl Maria haarself sommer so tussen die mans tuis maak? Kan Jesus nie vir haar sê, hoorie, dit hoort nie eintlik so nie. En ek voel nogal verontwaardig saam met Martha, as ek hierdie teks moet lees in die konteks waarin dit geskryf is. Hoekom voel ek verontwaardig saam met haar? Want ek was al daar, né? Ons was al in die werksplek, of by die kerk, of by die huis, waar ek alleen alles moet doen. Nee, waar niemand anders help nie. Anders sit en kyk hoe ek moet werk. Dis nie lekker nie, man, dit sit nie lekker aan ons nie. Ons hou nie daarvan nie, en is dan wanneer ons kasdeure begin toeslaan, en soveel as moontlik wil wys dat ons nou ontevrede is met hierdie situasie waar ek nou alles moet doen. So ons verstaan waar Martha vandaan kom. Maria se optrede, maak nie saak hoe goed ons die storie ken nie, is nie van pas nie. Dit moenie so wees nie. Sy tree verkeerd op volgens die samelewing waarin sy leef. En sy is veronderstel om te weet wat sy doen is disrespekvol. Sy is veronderstel om te weet dat dit wat sy doen is nie aanvaarbaar nie. En as niemand niks gaan sê nie, sal ek wat Martha is, nou maar iets sê. Dat hulle daarom kan weet, iemand sien dit raak. Here, help tog net asseblief my suster reg. Sê tog net asseblief vir haar. Nou wanneer jy jou in die openbaar beroep op iemand se hulp in 'n konfliksituasie, doen jy dit net as jy in jou hart oortuig is, daai persoon gaan jou kant vat. Jy gaan jou nie self in die openbaar beroep op iemand om jou te help in konflik, as jy dink daai persoon gaan die ander persoon se kant vat nie, né? Dit laat my dink, eerste keer dat ek bewus word van
werksplek politiek. Is ek seker omtrent 10 jaar oud. Graad 4, standaard 2. Nou, my hele lewe deur lank nog het ek 'n uitdaging met handskrif. Ek kan nie skryf sodat ander mense dit kan lees nie. So nou kom ek in standaard 2 in graad 4 en sommer so binne die eerste week is ek en die juffrou aan mekaar oor hierdie handskrif van my. En sy gryp my boekie eendag en sy gooi dit vir my en sy sê gaan wys vir jou standaard 1 juffrou hoe skryf jy. OK, nou vat ek nou maar die boek en ek stap haar na die standaard 1 juffrou toe. En ek kom by haar en sy sê ja, ek sê nee, juffrou so en so het gesê ek moet vir jou kom wys hoe skryf ek. Sy maak die boek oop, sy kyk so, sy skryf vir my, baie mooi Hendrik, jou handskrif het baie verbeter. Martha is oortuig dat Jesus met haar moet saamstem. Anders sou sy hom nie gevra het, help my in die situasie nie. En vir alle praktiese redes het Jesus eintlik geen rede om met haar te verskil nie. Jesus weet presies wat die sosiale norme is waarin hy homself bevind. Maria moet op haar plek gesit word. Maria is uit lyn uit. Martha, as ek my oë toemaak, hoor ek Jesus se liefde vir hierdie vrou. Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Jesus sê eintlik vir haar, Martha, ek sien jou. Ek sien die passie waarmee jy bedien. Ek sien jou effektiwiteit. Ek is bewus van jou toewyding. Ek weet hoe besig jy kan wees. En dit is asof Jesus net gewag het vir hierdie oomblik, 'n oomblik wat Martha kom skep het, om met haar te praat. En hy sê vir haar, net een ding is eintlik noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. En dit sal nie van haar af weggeneem word nie. En ek dink by myself, Martha se reaksie op Jesus se woorde moes seker een van skok of frustrasie gewees het. Dit is nie wat sy wou hoor nie. Maar dit is wat sy moes hoor. Martha, ek sien jou raak. Ek sien jou toewyding raak. Ek sien jou passie raak. Ek sien jou energie raak. Ek sien die bydraes wat jy maak, sien ek raak. Ek sien jou bediening. Ek sien jou sorg. Ek sien jou raak. Maar Martha, niks van daardie dinge gaan bly nie. Niks van daardie dinge is blywend nie. Dit is dinge wat gaan kom en gaan. Dit is dinge wat nou in hierdie oomblik waarde het. Maar uiteindelik gaan dit vervaag in die geskiedenis in. Martha, daar is net een ding wat sal bly en dit is ek. Dis ek, Jesus. Dis wat blywend is, dis al wat saak maak, is ek. Ek sien raak dat jy alles reg en perfek vir my wil hê. Ek sien raak dat jy my wil dien. Ek sien raak dat jy ander wil versorg. Ek sien raak dat jy op die regte tyd op die regte plek is. En tog, Martha, is daardie belangrike dinge eintlik net vlietend. Ja, ek gaan lekker eet aan jou kos, Martha. Ek is seker Jesus het lekker geëet wanneer hy geëet het. Gaan lekker eet aan jou kos, maar weet jy, Martha, môre gaan ek weer honger wees. Martha, jou huis is pragtig skoon, maar weet jy, môre gaan hy weer vol stof wees. Martha, jy het belangrike gaste, maar môre is ons weg. En wat bly oor, Martha? Wat oorbly is ek, Jesus. En dit wat jy by my voete kan leer, word môre en oormôre en vir altyd deel van jou en wie jy is. Martha, kom sit hier. Kom sit hier by Maria. Kom sit en luister.
kan my verbeel hoe Martha vir hom sê, nee Here, ek kan dit nooit doen nie. Daar's dinge wat gedoen moet word, daar's kos wat gemaak moet word, en u moet bedien word. Ek moet gaan werk. Kan nie hier sit en ginegapie. Daarmee saam, hoe sal dit lyk? U weet tog dat die sosiale grense my weghou van u voete af. U weet tog dat ek nie plek het om hier te sit nie. Ek respekteer die sosiale grense soos dit 'n goeie Joodse vrou betaam. Martha, Martha, kom sit net hier by Maria. Dis die enigste plek van werklike belang. 'n jaar later vind ons Jesus in hierdie einste huis terug. Die huis van Lazarus, Martha en Maria. En hoe hartseer dat dit blyk of niks verander het nie. 'n jaar later, daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei en Martha het hulle bedien. En Lazarus was die een wat saam met hom aan tafel was. Nog steeds is Martha die een wat bedien. Haarself weghou van die manne se dinge soos dit behoort te wees. Want Lazarus en die ander mans, hulle hoort by Jesus aan tafel. Maar waar's Maria? Toe het Maria 'n litra egte uiters kosbare nardesolie geneem en die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. Nog steeds vind ons Maria ook waar ons haar 'n jaar terug gevind het, by die voete van Jesus. En weer eens is sy besig om sosiale normes te breek. Want oop hare was onaanvaarbaar vir Joodse vrouens van haar tyd. 'n Vrou het nie met haar hare oop geloop nie. Dit het iets baie leliks van vrouens gesê as hulle hare oop was. Die samelewing het verwag dat 'n vrou haar hare moet toemaak, maar hier is Martha met oop hare tussen 'n klomp mans en sy's nog besig om 'n groot klomp geld te mors. En natuurlik help sy nie vir Martha nie. En dan vind ons eers in Markus se verhaal van hierdie gebeurtenis Jesus wat iets interessants sê. Hy sê, amen, ek sê vir julle, oral in die wêreld waar die evangelie verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word wat sy gedoen het. Martha sloof haar af in die kombuis, maar daar word nie ter herinnering van Martha gepraat nie, van wat Maria gedoen het. En is amper asof Jesus se woorde 'n jaar terug aan Martha weer echo. Maria het die goeie deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ek weet nie van u nie, maar vanoggend kan ek nogal vereenselwig met Martha. My lewe is besig. My lewe is baie besig. En dit is meestal besig met goeie goed. Dit is meestal besig met seminare en uitreikings en evangelisasie en Bybelstudies en beplanning en administrasie van die kerk en my gesin en my kinders se sport en musiek en my vriende en die kerk en my werk en selfs partykeer die verkeer. My lewe is besig. En ek is seker ek is nie alleen in daai besig wees nie. Ek weet ek is nie alleen nie. Die wêreld se tempo is besig om met rasseskrede toe te neem. Dit word vinniger en vinniger en vinniger en vinniger, en die van u wat al bietjie my senior is, dink bietjie terug aan 40, 50, dalk 60 jaar terug. Wat was die tempo waarteen die wêreld gebeur het teenoor vandag? Dit het so besig geword dat dit voel, ek laat my dink aan daai hamster wat op die wielietjie hardloop.
Ek wag dat hy daar moet afval, want jy kan nie daai spoed volhou nie. Daar word meer en meer van ons vereis, en die tegnologiese ontploffing van die 21ste eeu is besig om ons in te haal. Ons dink dit is nie, maar dit is besig om ons in te haal. Meer en meer tegnologie word elke dag geskep, en dit is om ons lewens makliker te maak. Dis die ideaal. Dit maak ons lewens makliker, AI, en ek onthou toe ek Google ontdek het, dit was mind-blowing, iets soos Google. Toe kom sosiale media en YouTube, en nou is ons op AI, wat 'n ander mens, 'n ander ding is, wat met jou interaksie het en alles vir jou doen, en nog meer. Maar om een of ander rede, met al hierdie tegnologie wat veronderstel is om ons lewens makliker te maak, word ons net meer en meer oorweldig in ons besig wees. Dit raak net meer. Elke e-pos, elke WhatsApp, elke oproep, elke kliënt, elke pasiënt, elke skoolier, elke kollega, elke vergadering, elke taak, elke baas, elke klas, almal vat net meer en meer en meer en meer van ons. En ons moet net bly gee en gee en gee. Dis die kinders by die skool, dis die buitemuurse aktiwiteite, dit is programme wat stampvol gepak is, dit is in die aande, wat doen ons in die aande? Ons probeer opvang by die werk wat ons nie deur die dag klaar gekry het nie. En mense begin al hoe meer smag na sinvolle sosiale verbintenisse. Want dit raak al hoe moeiliker om ons vriendskappe met ander mense aan die gang te hou. So wat doen ons nou? Ons begin al hoe meer tyd belê in vriendskappe, want in ons daaglikse lewe het ons die tyd daarvoor. Ons probeer hier en daar dan nog bietjie tyd maak daarom vir ons eggenote. Maar die tekort aan betekenisvolle interaksie begin druk plaas op ons huwelike. Die tekort aan betekenisvolle interaksie begin druk plaas op ons verhoudings met ons kinders. Want hier in die agtergrond is daar nog vir party studies en take en skripsies en eksamens en aanbiedings, en dit hou ons ook nog dae en nagte lank besig. En dan kom die kerk en dit sluk party van ons heeltemal in. Ons is so besig met beplanning en reëlings en organisering en kerkdienste, want ons wil 'n aktiewe kerk hê. My gemeente moet 'n aktiewe gemeente wees. En dan wat doen ons om net 'n bietjie ontsnapping te kry van ons malle gejaag? Ons spandeer die laaste 1 of 2 ure van elke dag, en ons sit en scroll sinneloos deur die video's wat op ons skermpie verskyn. En ons weet nie eers waarna ons kyk nie. Ek gesels in die week met iemand wat sê hy kom sit by sy ma. Sy gesels met hom, maar 'n vinger gaan van die een video na die ander ene. Sy weet eers wat op haar foon aangaan nie. Jy sien, net soos in Martha se tyd, het daar ook 'n sekere verwagting, 'n sosiale verwagting, 'n kulturele verwagting, druk van die samelewing af op ons gekom. En dit is dat ons dinge op 'n sekere manier moet doen. En hierdie nuwe manier, hierdie sekere manier, is 'n nuwe kultuur van kitsreaksies, kitsalomteenwoordigheid, ons moet oral gereed wees, en kitswerk. Alles moet reg en perfek en goed wees, en ek sal seker maak dat dit so is, by my werk. En eintlik is ek maar net 'n moderne Martha. En jy ook. Kom ons wees eerlik. Meeste van ons, dalk almal van ons, is eintlik maar net moderne Marthas, en eers weet ons, gaan hierdie borrel moet bars. Ons kan dit nie bly volhou nie. En dan kom die Maria ontnugtering. Want Jesus sê, dit alles waarmee jy besig is eintlik net tydelik. Dis alles net tydelik, alles om ons, alles waaraan ons ure en ure spandeer, alles waarmee ons onsself besig hou, alles wat ons tyd steel, ons hele aardse bestaan. Dink gou aan jou lewe. Dit wat jy elke dag doen. Die karre wat jy elke dag ry, die huis waarin jy bly, die meubels wat jy het,
Alles, jou hele aardse bestaan is net tydelik. Jou kinders, jou eggenote, jou werk, jou geld, jou kerkposisie, jou vriende, jou besittings, dis alles tydelik van aard. En die enigste ding wat jy en ek kan vashou, die enigste ding wat sal bly, die enigste ding wat nie weggeneem kan word nie, is dit wat jy en ek by die voete van Jesus kan kry. En dan kom Jesus se woorde na die besigste geslag nog ooit in die wêreld se geskiedenis. En Jesus sê vir hierdie geslag, net een ding is nodig, van alles. En dis Jesus self. Here, dis nie al wat nodig is. Jy weet hoe lyk my lewe. As jy weet wat nodig is in my lewe, Jesus sê dit is tydelik. Net een ding is nodig. En ek vind dit vreemd dat ons die toepassing van hierdie verhaal so vinnig kan raak sien. Hierdie is nie eintlik 'n preek nodig nie, né? Ons kan hierdie storie lees in jou binnekamer. En jy kan onmiddellik die toepassing aanvoel van wat hier besig is om te gebeur. Dit is nie nodig dat 'n prediker dit vir jou moet uitlei nie. Maar hoekom as ons dit kan regkry, is dit so moeilik om dit wat in die verhaal aangaan toe te pas? Ons kan op die oog af sien, aan die einde van die verhaal is Maria in 'n beter posisie as Martha. Die konflik van hierdie verhaal vererger, maar dit word opgelos in Jesus se woorde aan Maria. Ons kan dit raak sien. Maar as die verhaal so voor die hand liggend is, hoekom is die wêreld vandag nog steeds so vol Martas? Hoekom is ons almal nog steeds moderne Martas? Hoekom kry ons nie die boodskap van hierdie verhaal reg nie? Miskien oor jy en ek, net soos Martha, nog nie die ontdekking kon maak oor wat regtig belangrik is nie. Ons dink ons het. Ons dink ons is goeie Christene, maar ons kon nog nie die ontdekking maak van wat werklik belangrik is nie. Sien, die probleem met Martha was nie dat sy van kos maak en koek bak en 'n skoon huis gehou het nie. Dis nie haar probleem nie. Die probleem met Martha is dat sy gedink het dat daardie dinge is die belangrikste goed. Belangriker as die een belangrike een. En die probleem met ons lewens is nie dat ons besig is nie. Dis nie dat ons hard werk en effektief is en dinge wil regkry en dinge gedoen wil kry nie. Die probleem is nie dat ons ons beste wil gee nie. Die probleem is dat ons onsself oortuig dat dit die belangrikste dinge in die lewe is. En Jesus sê nog steeds, daar's een belangrike ding, net een ding wat altyd sal bly, net een ding wat nie van jou weggevat kan word nie, en dit is jou verhouding met hom. Koning van die Eeue, bladsy 525, daar's 'n wye veld vir die Martas, met hulle ywer vir aktiewe werk. Sy sê, dis wonderlik, as baie werk wat die Martas in hierdie wêreld moet doen, maar laat hulle eers saam met Maria by die voete van Jesus sit, laat toewyding en stiptelikheid en ywer deur die genade van Christus eers geheilig word. As jy regtig effektief wil wees, is die sleutel nie om net nog harder te werk nie. Die werklike sleutel vir effektiwiteit is by die voete van Jesus, dan sal die lewe 'n onoorwinnelike krag ten goeie wees, wanneer die Martas van hierdie lewe eers saam met Maria by die voete van Jesus gesit het. In die Christen volksmond het die term 'n verhouding met Jesus so teoreties begin raak. Wat beteken 'n verhouding met Jesus? Ons weet eintlik nie meer wat dit beteken nie. Dis iets wat ons so gemaklik gebruik. Hoe lyk die verhouding met Jesus wat belangriker is as alles anders? Ek wil u vandag aanmoedig om daardie verhouding in die eie lewe te begin soek, te begin prioritiseer, en om 'n selfondersoek, dit te begin met 'n selfondersoek, met die vraag, en hierdie is 'n moeilike vraag, en dit vereis absolute eerlikheid in jou hart teenoor jouself. Wat in jou lewe
is die belangrikste ding vir jou? Wat in jou lewe is die belangrikste ding vir jou? Dit is nodig om op te hou, om ons verhouding met God te kompartimentaliseer. Wanneer ons blokkies het, of boksies het, waarin ons verskillende goed van ons dag pak, en een van daardie boksies is God se boksie, en in daardie boksie lees ons 'n kort stukkie, en ons doen 'n kort gebedjie, en dan gaan leef ons die res van ons lewe, want ons het mos nou gebid en gelees. Dit terwyl daar 'n wagtende wêreld is, wagtend vir die krag van God, wagtend vir die krag van die evangelie, wagtend vir redding, wagtend vir 'n aktiewe kerk, maar die kerk sal eers werklik daardie wagtende wêreld effektief kan bereik, wanneer die kerk 'n aktiewe verhouding met haar God het. Evangelisasie, sending, beteken niks, wanneer jy en ek nie daai verbintenis met ons God het nie. Maria se toewyding het gewys dat sy nie sou toelaat dat enige iets, enige verwagting, enige sosiale druk, enigiets of enige iemand in haar pad sal staan om by Jesus se voete te kom nie. Maak nie saak hoe dit haar laat lyk het vir almal om haar nie. Maak nie saak wat hulle gedink het van haar effektiwiteit nie. Sy sal nie toelaat dat enige iets of enige iemand of enige verwagting in haar pad staan om by Jesus se voete te wees nie. Nou, hoe kan jy en ek vandag by Jesus se voete wees? Wat is die wegspringplek? Die fondasie van by Jesus se voete wees is hierdie boek. Eenvoudig en maklik, né? Die Bybel. Wat kom sê jy nou hier vir ons? Ons het verwag dat 'n prediker vir ons iets niets moet kom sê. Hoe goed ken ons nog hierdie boek? Hoe gesaghebend is die Bybel nog in my lewe? Is dit nog waar ek my godsontdekkings maak? Of is my godsontdekkings deur die podcast wat ek luister, of die YouTube video wat ek kyk, en daar's niks fout met daai goed nie. Maar hierdie boek is die voete van Jesus. En die hartseer realiteit is dat hierdie generasie Sewende Dag Adventiste wêreldwyd waarskynlik die generasie is wat die minste Bybelgeletterdheid het. Van almal wat voor ons gekom het. Met al ons tegnologie, met al ons strukture, met al ons bronne, met al die kennis wat hierdie kerk het, met die ongelooflike teologiese biblioteek wat hierdie kerk het, met die ongelooflike geskenk van die gees van profesie. Is jy en ek nog gegrond in die Bybel, as die plek waar ons by die voete van Jesus onderrig kan word. Ek wil vandag vir julle sê, hierdie boek is nie daar om vir ons 'n teoretiese kennis oor God te gee nie. Dis nie maar net 'n handboekie. Hierdie is die openbaring van God self. Hierdie is waar God sê, hier is wie ek is. Kom kyk wie ek is, kom leer my ken, kom ontdek my. En ek wil vir julle verseker, hierdie boodskap is vir myself. Want ek moet die vraag vra, wat is die belangrikste in my lewe? En dan kom die antwoord, Hendrik, jy ontstel en kwel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. Dit wat Maria gekies is nog steeds dit wat niemand kan wegneem nie. Sit jy en ek nog by die voete van Jesus? Sien ons nog die onbeskryflike mooi van Jesus raak? Word ons nog geraak, getrek, aangegryp deur 'n liefde wat ek nie eers in woorde kan uitdruk nie.
Ontdek jy en ek nog sy reddende genade elke dag? Is Jesus vandag vir jou die belangrikste van alles in jou lewe? Ons sing daardie kinderliedjie, lees jou Bybel, bid elke dag. En jy sal groei, groei, groei. Ons sing dit as 'n kinderliedjie, maar soos wat ons ouer raak en besig raak, hou ons op om dit regtig te glo. Sit by die voete van Jesus, tap by die belangrikste een van die belangrikste ding wat van jou nie weggeneem sal word nie. Lees jou Bybel, lees dit om Jesus te vind, lees dit om hom te ontdek. Ek wil vir jou sê, dis al wat jy het. Dis al wie jy het. Dis al in jou hele lewe, in jou hele bestaan, is dit al wat ewigheidswaarde het. Is Jesus. Die Maria-Martha verhaal laat my dink aan Paulus se woorde 'n paar dekades later. Inderdaad reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Niks anders maak saak nie, inteendeel, terwille van hom, het alles vir my 'n verlies geword en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. En die wat nou al 'n bietjie Griekse agtergrond het, weet dat Paulus gebruik nogal 'n sterk woord vir vullis, 'n woord wat ons nie graag in ons Bybel sal wil raak lees nie. Alles is gemors as Jesus nie daarin is nie. Alles. Die enige ander ding, my besige lewe, my besige bestaan, my sukses in hierdie lewe, hoe hard ek vir die kerk werk, hoe betrokke ek in my kinders se lewens is, hoe skoon my huis is, hoe getrou my bediening is, hoe hard ek leer, alles mooi en goed en edel dinge, en tog in die lig van Jesus is dit niks werd. Dis vullis. Dis 'n verlies. Dit beteken niks vir jou nie. En daai goed is nie sleg en vullis en negatief op sigself nie. Die Bybel leer ons genoeg van goeie rentmeesterskap en getrouheid en hardwerkendheid en al daardie mooi dinge. Die Bybel leer ons daarvan. Maar dit is absoluut niks in vergelyking met die waarde wat daarin is om Christus Jesus my Here te ken nie. Dit is alles. En ek wil jou vandag uitdaag. Hier in hierdie kerk. Ons kom kampvergadering toe, ons luister preke, ons gaan huis toe, ons gaan leef ons lewens. Maar ek wil jou vandag uitdaag. Begin weer lees. Bybel lees. Net lees. Ek praat nie van diep teologiese Bybelstudies nie, dit het 'n plek. En ek praat nie van allerhande ander boeke en hoe goed daardie boeke ook al mag wees. Begin net hierdie boek lees. Hoofstuk na hoofstuk. Partykeer maak dit nie vir ons sin wat ons lees nie. Partykeer kan ons nie onthou wat ons lees nie. Dis oké. Begin net hierdie boek lees. Lees van God se skepingskrag. Lees van die wonder van 'n volk se omwentelinge. En onthou, die Bybel praat nie net van die mooi van daardie volkie. Die Bybel is baie eerlik ook oor die lelik van daardie volk. Die Bybel dra nie doekies om nie. Lees daardie soms onverstaanbare verhale van Israel se geskiedenis. Lees die rou emosies van hartseer en kwaad en ook vreugdes in die psalms. Lees dit. Lees die wyshede van Salomo. As ons lewens inrig volgens die wyshede van Salomo, sal ons wêreld baie anders lyk. Lees dit. Lees die messiaanse hoop van die profete van die Ou Testament. Lees hoe God homself openbaar in die menswording van Jesus in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Lees oor die kruis. Elke dag, lees oor die opstanding van Jesus. Maak daar die storie so deel van jou lewe. Lees dit elke dag. Lees die briewe van Paulus en Johannes en Petrus en
en Judas, en lees dit, lees die diep teologie, selfs al maak dit nie altyd sin nie, lees die hoop van die toekoms in Openbaring. Lees dit, soek 'n Bybelvertaling wat jy kan verstaan wanneer jy dit lees. Soek 'n vertaling wat jy verstaan wanneer jy dit dadelik begin lees. Lees dit met die Bybel in jou hand. Lees dit op jou foon, luister dit op 'n audioboek. Doen wat jy moet doen, maar vul jouself met die woord van God. En dan? Wat doen jy dan? Die ongelooflike geskenk wat vir hierdie kerk gegee is. Deur die skrywes van 'n ongeletterde vrou kan jou lewe so vol maak. En as jy onseker is, want sy skryf hierdie magdom van materiaal, en dan lees ons allerhande partykeer obskure goed, en dan sê ons, ek wil nie hierdie goed van haar lees nie. Begin by hierdie 5 boeke. Maar moenie aan dit raak, as jy nog nie jou Bybel gelees het nie. Hierdie is die voete van Jesus. Maak jou Bybel oop elke dag. Begin vandag 'n aktiewe verhouding met hom. Die krag van ons boodskap voel vandag swak en afgewater. Nie oor die boodskap swak is nie, maar oor ons nie diep verbind is met die God van daardie boodskap nie. Die lewe is besig. Baie besig. Te besig. Besig met goeie goed, besig met soms minder goeie goed. Maar vriende, ek wil vandag vir julle sê, niks is so van waarde soos om te leer by die voete van Jesus nie. Begin vandag. Moenie langer wag nie. Dis al wat ewigheidswaarde het. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons koning, ons God, ons skepper, maar ook 'n vriend van sondaars, 'n vriend van eenvoudige eerste eeuse Palestynse vrouens, soos Maria, soos Martha. Hier kom ons en ons is u kinders voor u. Here, ons is so besig. Hierdie wêreldse besig wees het ons ingesluk. En ons het 'n passie, ons wil u kerk groei, ons wil goed doen vir u kerk. Here, ons weet dat dit geen waarde het as ons u nie as die belangrikste een in ons lewens het nie. Ons wil by die voete van Jesus sit en leer. En u wil ons leer. Daarom het u woord vir ons gegee. Here, ons dankie vir die Bybel in ons eie taal. Ons dankie dat ons dit in meer as 5 vertalings kan lees, net in Afrikaans. Here, daar is manne en vrouens wat hulle lewe gegee het, dat ons hierdie boek vandag kan lees. Dat ons u vandag hierin kan leer ken. Help ons om dit nie net as vanselfsprekend te aanvaar nie. Gebruik u woord om ons lewens te voed. Met die ewige woord, u self. Wanneer ons hieruit mekaar uitgaan, laat u Gees nog steeds in ons harte preek. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.